onderwerp wat ons nou behandel. Kom ons hoop die ding werk nou. Skrifruim 24 vers 3. Tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis. Sing ons nou van sy reddingsdade, in hom wat die geliefde is. Uit hom in wie ons nou weer vry is, van skuld deur sy verlossingsbloed. In hom in wie die heil berei is, kom seën stroom ons tegemoet. Goed, kom ons kyk. Heinrich, jy is hier so. Mooi. Marius. Okay. Albert. Ja. Armand. En Sonika. En Werner. Stian. As jy nie siek is nie. Carmen. Margo. Kobus. Berend. Ja. Junel. Is jy weer gesond? Gelukkig. Thomas hier. Annie. Ja. En Annika. Ja. Enu. Ja. En Saskia. Henry. Hier so. Eben. En Grete. En Kristen. Dit's it. Iemand oorgeslaan? Gelukkig nie. Right, kom ons begin met die preke. Nuuskierig na Pretoria gemeente. Wie het die oggenddiens gekry? Stian, vertel bietjie vir ons. Wie het gepreek? Skus? Okay, en wat was die skriflesing? Dankie, dis 'n boodskap wat pas by die nagmaal, lyk my, né? Goed, dankie Stian. Wie het die aand gehad? Carmen, vertel bietjie, wat was die skriflesing, wie het gepreek? Herhaal gou weer, ek het nie mooi gehoor nie, die? Sorry, ek het seker gehoor probeer. Die eenheid van die geloof? As krag? Om die kragteloses daar buite help. O, daar buite. Ah, okay. Skus. Ja, nou maak dit sin vir my. Dankie.
Carmen, hier kan maar aangaan. En dat was niet actually info is anders dan Engels nog nooit neutral staan Okay, wat wordt bedoeld met ons mag nooit neutraal staan nie? Okay, so ons moet sigbaar gelowiges wees. Gee gou weer vir my die teks. Romeine 15 vers 5 en 7. Romeine 15 vers 5 tot 7. Okay, dankie. Mooi. Dan gaan ons na Maranatha oggenddiens. Wie was dit? Okay, vertel 'n bietjie. It was a privilege to the Rijk Paulus geweest, maar het was een preek van de Malten. Ons het Johannes 8 vers 31 tot 36 geweest, spent op jaar voor 14 als een tekst. Die thema was die vraag, is jy vry of nie? En er was al 4 punte wat in die tweede deel was. Die eerste deel was die Bijbelse antwoord, en die tweede deel was die Bijbelse antwoord. En een is liberalisme, tweede punt is determinisme, derde is verbondenheid sonder dwang, vierde en vryheid en verantwoordelikheid. Okay. En wat jy geleer het? Wat ek geleer het van die mense wil is nie vry nie, maar soos God se wil wees en alles wat instem is wat in self erken, maar deur genade is Christus. Sê gou weer die laaste sin. Alleen deur Christus kan ons ontsval wees tot God vergeef. Okay. Maak dit vir jou sin? Goed. So, wel is nie vry op onsself nie, né? Maar dit word weer vrygemaak deur die werk van die Gees. Goed, en dan die aandiens, wie het dit gehad? Grete? So, dit ons gemeente was, ek is 18, in Thessalonians, sinds 4 vers 1 tot 8, in Filippense 6 vers 12 tot 20, in Romeine 13 vers 8 tot 14, en ons het Sondag 41 gemis. En die tema is deur Paulus en groot skepingsvol wanneer die skepping verhoog. En die eerste punt is vlugweg van alles wat die liggaam kan besoedel en bedink steeds dat jy 'n tempel van jou het. Ja, dis reg, dankie. En wat het jy geleer, Grete? Ja, dit is net goed vir my maar dat mense hulle liggaam 'n tempel van God is en dat mense kuis en dood word. Sê gou die laaste sin weer, dat mens? Kuis en dood word. Okay. Goed, is dit 'n aktuele onderwerp? Grete? Is dit 'n aktuele onderwerp vir ons in hierdie tyd? Ja, ek dink so, dit word normaal gesien as byvoorbeeld mense die saam indruk of loslaat word. Ja, ons as Christene moet 'n duidelike keuse maak, né, hoe ons wil lewe. Goed, baie dankie, Grete. Mense, kom ons kyk net gou weer na die volgende week se eredienste. Ek gaan net gou kyk wie ons kan vra. So, Marcus, sal jy die oggendpreek kan doen? Okay. En dan Kobus, sal jy die oggendpreek kan doen? Doen. En dan
Berend, het jy al 'n beurt gehad? Het jy? Stupid. Het jy dit gedoen? Stupid. Ja, stom dat ek het nou nie opgeskryf het nie. Okay. Jonel, het jy al 'n beurt gehad? So sal jy die oggend preek doen in Maranatha. En dan kom ons kyk, ek weet nie of daar nog van Maranatha oor is nie. Nee. So kom ons vra vir Henu. Sal jy vir ons 'n diens ook doen? Okay. Dan kan ons nou aangaan met die Dordtse leerreëls. Kom ons maak gou die Dordtse leerreëls oop. Agter in julle psalmboekies. Goed, so ons gaan verder met die eerste hoofstuk van die Dordtse leerreëls. En my eerste vraag aan julle is weer eens net 'n herinnering. Die Dordtse leerreëls het 5 hoofstukke wat reaksies is of 5 stellings wat deur die remonstrante gemaak is, die mense wat destyds beswaar gemaak het teen die uitverkiesing. En toe die Dordtse synode besluit om hierdie dokumente skryf om die uitverkiesing te verduidelik soos dit in die Bybel staan. Dit was die hele bedoeling. En elke hoofstuk reageer dan teen 'n stelling van die remonstrante. Noem vir my, wat was die eerste stelling van die remonstrante wat teen hoofstuk 1 reageer? Wie onthou dit? Anniek? Dis heeltemal reg. God kies mense uit op grond van vooruitgesiene geloof. Dit klink mooi, want God kan mos vooruit kyk. Hy kan mos in die toekoms inkyk. En dan kyk hy in die toekoms wie gaan glo en wie nie. En die wat gaan glo, die kies hy dan uit, omdat hy sien, hulle gaan hulle bes doen, hulle gaan 'n goeie lewe lei. Dis die hele idee van die remonstrante. Die Dordtse synode het daarop gereageer deur te sê, nee, dit werk nie so nie, want dan aan die einde van die dag raak die Here afhanklik van mense en hoe mense self kies om te lewe. So, die Dordtse leerreëls sê daarom, God kies uit wie hy wil en 'n gevolg daarvan is dat daardie mense dan tot geloof kom. So om dit kortliks saam te vat, ons word nie uitverkies omdat ons glo nie, maar ons word uitverkies sodat ons kan glo. Skryf gou hierdie sinnetjie vir my op.
Ons word nie uitverkies omdat ons glo nie, ons word uitverkies sodat ons kan glo. Ja? Ek het dit met die voorbeeld verduidelik vanaf die sendingsveld. Die Here besluit, hy stuur 'n sendeling na 'n bepaalde gebied, en in daardie gebied gaan die sendeling op pad, en hy besoek al die huise, en hy praat met die mense, en hy roep hulle op om kerk te gaan, hy kondig van hulle die evangelie, roep hulle op om tot geloof te kom, en begelei hulle daarheen. As hulle dan tot geloof kom, dan is dit duidelik dat die Here eers 'n klomp dinge besluit het, sodat daai persoon tot geloof kan kom. As die Here gewag het vir daai persoon om tot geloof te kom, sou niks gebeur het, toch? Sou niks gebeur het met daai persoon. Nie van die geloof geweet, nie van die Bybel gesteer nie, het sy lewe gewoon gelei. As dit nie was vir die sendeling wat wel. En dit was die Here se besluit om daai sendeling daar te laat opdrag. Verstaan? So die Here het alles reeds beplan en in plek gesit, sodat daai sendeling op 'n dag kan opdrag, sodat daai persoon die evangelie te hoor kry, sodat daai persoon tot geloof gekom het, né? So, dis 'n baie belangrike onderskeid wat ons moet maak. Nou, ons het laas week begin om die Dordtse leerreëls deur te lees, die eerste hoofstuk, sodat ons 'n idee kan kry hoe dit presies verduidelik word. Dit begin eintlik by die begin van die Bybel, dat God alles geskape het, maar dat die mens gesondig het, hoe die Here in sy genade die mens Adam en Eva weer opgesoek het, genadig was, hulle nie direk gestraf het nie, en so gaan dit dan aan. Nou moet julle my help, tot watse paragraaf het ons laas keer gekom? Wie was die laaste persoon wat gelees het? Wat ek so vra, wie het nog nie gelees nie, wat wel iets voorberei het? Watse paragraaf het jy voorberei? 10, ok. En jy? 9, en jy? 11. Nog iemand? Grete? 16. Het iemand iets laer as 9 voorberei? Iemand 8 voorberei? Maar jy het hom al gelees. Ok, goed so, dankie. So, dan begin ons vandag by paragraaf 9. Ja, luister maar mooi. Dit sluit aan by wat ek nou net gesê het. So, wie het 9 voorberei? Kobus, lees hom vir ons asseblief. Uitverkiesing is God se keuse om mense te red, nie oor hulle bedoel nie, maar uit sy genade. Hy kies ons wat ons heilig kan wees. Ja, ok. So, ek gaan hom nou die paragraaf lees. Kom ons luister mooi en dan gaan ek jou weer vra om die saamvatting te lees. Paragraaf 9. Hierdie uitverkiesing het nie op grond van 'n vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of ooreenkoms tot stand gekom, asof dit as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis is nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof, né? Dis hierdie sodat. En geloofsgehoorsaamheid, heiligheid ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die bron van alle saligheid, waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes en uiteindelik die ewige lewe self as vrugte en gevolge daarvan, dus van die uitverkiesing vloei. Die apostel getuig immers in Efesiërs 1 om heilig, ons kan ook sê sodat, ons heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En nie omdat ons alreeds so was nie. Goed, Kobus, lees gou weer jou samevatting. Uitverkiesing is God se keuse om mense te red, nie oor hulle bedoel nie, maar uit sy genade. Hy kies ons wat ons heilig kan wees. Ja, en Nicole.
Ja, volg julle. Dankie. Dan gaan ons na Wet paragraaf 10 gedoen. Goed, laat ek eers hom lees en dan gee jy vir my jou samevatting. Die oorsaak van hierdie genadige uitverkiesing is inderdaad slegs die welbehae van God. Dit bestaan nie daarin dat hy uit alle moontlikhede sekere menslike hoedanighede of dade as 'n voorwaarde vir die saligheid uitgekies het nie. Dit bestaan wel hierin dat hy sekere bepaalde mense uit die hele menigte sondaars as sy eiendom aangeneem het, soos geskrywe is. Toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, is vir haar, naamlik Rebekka, gesê, die oudste sal die jongste dien, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek gehaat, Romeine 9. En daar het gelowig geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe, Handelinge 13. Ok, Berend, lees joune. Daar is hy. Ja, goed, dankie. Dis korrek. Net nog 'n oomblik oor daai laaste Bybelversie wat hier aangehaal word, uit Handelinge 13. Daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Die woordjie verordineer is eintlik 'n ander woord vir uitverkies. Daar het gelowig geword almal wat uitverkies was tot die ewige lewe. Nou wanneer het dit gebeur? Wel, in Handelinge 13 is Paulus besig om die evangelie te verkondig op sy sendingsreise, en nadat hy dit in 'n sekere plek gebring het, wat ons gou kyk, in Handelinge 13, toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here. En diegene wat vir die ewige lewe bestem was, dit is wat die nuwe vertaling sê, het gelowig geword. Goed, so dit was in reaksie tot Paulus se evangelie verkondiging wat hy gebring het. Nou, wat het Paulus gedoen? Hy het op verskillende plekke gaan staan in die sinagoges, maar ook op markpleine, en hy het die evangelie gebring. En hy het nie van tevore geweet wie gaan glo en wie nie. Hy het nie geweet wie is nou uitverkies en wie nie. Hy het gewoon die evangelie vir almal gebring en almal opgeroep, opreg opgeroep, kom tot geloof. Ja? Maar hy het nie geweet vooraf wie gaan tot geloof kom of nie. Ok. Dit is God se werk as die evangelie in iemand se hart land en wortel skiet en begin opkom. Dit is God se werk. Ja? So, as 'n dominee of 'n sendeling of wie ook al, selfs jouself as jy getuig, né? As jy die evangelie ergens bring, dan moet jy dit vir almal bring, asof almal deur die Here uitverkies word. En die Here sal dan dit selfs so lei, dat die wat hy uitverkies het, dat hulle daarop reageer. Die ander bly in hulle afval, as hulle dit verwerk, né? Die wat uitverkies is net so sondig, net so doemwaardig, maar deur God se genade word hulle nader getrek tot die geloof toe. Ja. So, dit is baie mooi. Ek kan vir julle 'n voorbeeld noem, toe ek in die sending gewerk het, dan het ek soms, of ek het gereeld gaste gekry wat na die kerk gekom het, om te kyk wat gaan nou in die kerk aan. Hulle kom dan uit die omgewing, en ek onthou, ek het 'n keer gesien, daar kom 'n man ingeloop met sy vrou en kinders, die hele gesin, en dit vir my na so 'n goeie man gelyk. Ek gedog, wow, hierdie gesin sal wonderlik wees as hulle by die kerk aansluit. Dis regtig goeie mense, né?
Dit was my indruk toe ek hulle gesien het. Wat het gebeur? Hulle het, dink ek, maar een keer gekom en daarna nooit weer. Hulle het duidelik nie belang gestel in die evangelie. Maar daar was 'n ander voorbeeld van iemand wat gekom het, wat ek aan die begin eintlik nie eens gesien het nie. Die persoon was onopvallend. Van die buitekant gesien het ek seker gedog, ag, daai persoon gaan nooit 'n aanwinst vir die kerk wees nie. Ek laat nie eens belang gestel. Maar daai persoon het bly kom en op 'n stadium na my gekom en gesê, dominee, ek wil graag die kursus doen vir lidmate. En ek het die kursus met die persoon gedoen en sy het tot geloof gekom, sy het lid geword van die kerk. Nee? So dit het my net geleer, moenie iemand van die buitekant beoordeel nie. Nee? Die Here weet wie syne is en hy sal sorg dat wie syne is by die kerk kom en tot geloof kom. Nee? En ons moet die evangelie aan almal bring. En die Here het sy eie kriteria wie hy sal kies. Nee? Dis nie ons kriteria nie. Ons kyk na die uiterlik, nee? Dink aan die storie in die Bybel toe Samuel die nuwe koning moes salf. Toe gaan hy na Bethlehem, na Isaï, want hy het gehoor dit gaan een van Isaï se seuns wees en Isaï het hoeveel seuns gehad? 8 of so. En hulle almal het by hom verbygekom van die oudste af en Samuel het gedink, joh, die oudste ou dis nou regtig 'n man, jy weet, dit lyk seker soos, hy het seker gelyk soos Even Etzebeth of so, jy weet, 'n reus van 'n ou, hy het gedog, dit sal die koning wees. Maar dit was nie, uiteindelik was dit Dawid, wat 'n veel kleiner ouetjie was, né? God het hom gekies as die jongste. So, dit is 'n belangrike ding om te onthou. Die Here kies uit wie hy wil en in sy genade gee hy dan die geloof. Goed. Wie het paragraaf 11 gedoen? Kom ek lees hom en gee die samevatting. God self is alwys, onveranderlik, alwetend en almagtig. En daarom kan sy daad van uitverkiesing nie onderbreek, verander, herroep of afgebreek word nie. Die uitverkorenes kan ook nie verwerp of hulle getal verminder word nie. Dankie. Ja, Thomas? Ja. So wat God besluit, dit bly gewoon so. Dis onveranderlik, né? Nou hoekom staan hierdie paragraaf hier? Die remonstrante het geleer, God kan voorwaardelik uitverkies. Hy sien iemand is gelowig, maar dit kan gebeur 20 jaar later in daai persoon se lewe, dat hy onttrek van die kerk, en dat hy nie meer ernstig is oor sy geloof nie. Dan sê die remonstrante, kan God sy besluit terugneem? Nee, sê die Dorsaleriërs. Die getal uitverkorenes kan nie verminder word nie. As God besluit het om soveel baie uit te kies, dan sal dit soveel wees, né? In Openbaring staan daar die 144.000 uitverkorenes. Nou is 144.000 baie, ek het dit dalk al vir julle verduidelik. Dit klink baie, maar eintlik is dit nie baie nie, né? As jy sien hoeveel miljoene mense daar op aarde is vandag en hoeveel miljoene mense daar alreeds op aarde was in die verlede, dan is dit nie baie nie. Maar Openbaring bedoel dit nie letterlik nie. Tussen hakkies, die Jehova getuies vat dit letterlik op. Daar gaan net 144.000 mense gered word in hemel toe. En jy moet maar sorg dat jy een van hulle is. Jy moet baie goed lewe. Dis nie waar nie. Openbaring praat baie van simboliek, né? Baie metafore. En 144.000 is ook simboliek. Dit is saamgestel uit wiskundig 12 maal 12, dis 144, maal 1000 is 144.000. En daar simboliek in. Die eerste 12 staan vir die Ou Testament, die 12 stamme van die Ou Testament.
Die tweede 12 staan vir die 12 apostels. Dis die kerk van die Nuwe Testament. Dit wil sê die uitverkorenes kom uit die Ou en die Nuwe Testament. Maal 1000 wil dan sê, 1000 is 'n baie groot getal. So Ou en Nuwe Testament maal verskriklik baie. So eintlik bedoel daai getal ontelbaar baie. En dit is inderdaad so, die Here het ontelbaar baie mense uitverkies. So as ons lees, God het 'n bepaalde getal uitgekies, maar hy het nie almal uitverkies nie, moet ons nie dink hy is suinig nie, moet ons nie dink hy is onregverdig nie, hy het geweldig baie mense uitverkies. En dis net iets om oor dankbaar te wees. En hoekom hy sommiges in hulle ellende gelaat het, ons kan nie met hom daaroor redeneer nie. Goed, dit was paragraaf 11. Laat ons nou na paragraaf 12 gaan. Wie het hom gedoen? Anniek, laat ek hom eers lees en dan kan jy die samevatting vir ons lees. Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nuuskierig die verborgenhede en die dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde volgens die wil van God, die honger en dors na die geregtigheid ensovoorts. Goed, Anniek, lees jou samevatting. Jane, baie dankie. Goed, so basies gaan hierdie paragraaf daaroor, hoe weet jy dat jy uitverkies is? Is julle wel seker? Is ek wel seker dat ons uitverkies is? Wel, dat die sekerheid kom, sê die paragraaf, tydens jou lewe. En dit kan trapsgewys kom, dit kan eers minder wees, later meer word. Dit kan ook so op en neer gaan. Daar kan tye wees wat jy meer seker is en tye wat jy minder seker is. Jou gevoel is egter nie bepalend nie, maar God se besluit is bepalend. Maar hoe kry jy sekerheid? As jy bepaalde dinge sien in jouself, né? Laat ek 'n voorbeeld noem. Jy het gesondig, jy het iets gedoen wat verkeerd is. En daarna voel jy skuldig daaroor. Het julle dit al gehad? Dat jy skuldig voel oor 'n sonde wat jy gedoen het? As dit die geval is dit 'n teken dat jy uitverkies is. Want jy sal nooit uit jouself skuldig voel oor 'n sonde nie. As jy skuldig voel oor 'n sonde, is dit omdat die Heilige Gees in jou hart 'n gewete gesit het. En hy het dit dalk daar gesit deur jou ouers se opvoeding en op skool ensovoorts, wat jou geleer het wat reg en verkeerd is. En nou dat jy iets verkeerd gedoen het, voel jy skuldig daaroor. Jou gewete pla jou. Dis 'n teken dat die Heilige Gees in jou gewerk het. Anders nie, as jy op straat sou opgegroei het, as jy 'n straatkind sou wees, sonder ouers, sonder skool toe gaan, en jy moes vir jouself sorg en jy het niks van die Bybel geleer nie, dan gaan jy ook nie skuldig voel as jy iets verkeerds gedoen het nie, want jy weet nie eers dit is verkeerd nie. So dit is een voorbeeld hoe ons sekerheid kan kry van ons uitverkiesing. As jy sleg voel oor die sonde, hier is nog voorbeelde, as jy glo in Christus. Wie van julle glo in Christus? Ons glo, ons vertrou hom, ons glo dat hy op aarde was en wat hy gedoen het, gesterf het en opgestaan het. Nog 'n teken, jy is uitverkies. Vrees van God. Vrees van God beteken dat ons eerbiedig hom wil dien in ons lewe.
Nog 'n teken dat jy uitverkies is. Honger en dors na die geregtigheid, dit wil sê, jy honger na, jy soek iets wat reg is, nie iets wat verkeerd is nie, in jou lewe en lewe van ander mense. Ja, jy gun ander mense iets wat reg is, nie iets wat verkeerd is nie. Dis alles voorbeelde van hoe ons sekerheid kan kry van ons uitverkiesing. Nou kan ek julle ook verseker dat die duiwel, net soos die Heilige Gees in jou lewe werk, is die duiwel ook besig om in jou te werk, maar die omgekeerde, naamlik om jou al hoe onsekerder te maak van jou uitverkiesing. Die duiwel probeer sy bes om jou te laat twyfel. OK, moenie dit vergeet nie, moenie dit onderskat nie. So daar gaan tye wees wat jy twyfel, is ek wel uitverkies, gaan ek wel gered word eendag, of gaan ek hel toe? Jy gaan twyfel, die duiwel doen sy bes. Veral by ware gelowiges, probeer die duiwel dubbel so hard om jou weg te trek. Ja? Maar, soos Martin Luther 'n keer gesê het, aanvegtinge, nou aanvegtinge beteken twyfel oor jou geloof, dit is 'n kenmerk van 'n ware gelowige. As jy 'n ware gelowige is en jy twyfel nooit nie, dan is iets ook nie reg nie. Want as jy 'n ware gelowige is, dan gaan die duiwel jou nie uitlos nie. Want hy sien jou as 'n prooi wat hy nog nie het nie, hy wil jou kry. OK. So as jy soms twyfel, moenie jou doodskrik nie. Werk wel daaraan, sodat jy oor die twyfel uitgroei. Nee? Sodat jy die twyfel weer agter jou kan laat, en dit kan jy doen deur die Bybel te lees, gesprek te voer met jou ouers of 'n ander gelowige, nee? Wat jou weer kan moed inpraat. So moenie bly lê in die twyfel nie, kom daaruit. Maar die feit dat jy soms in twyfel val, moenie daaroor skrik nie, want dit gebeur met gelowiges. Nee? Die duiwel is aktief. Goed, dit was die 12de paragraaf. Wie het nommer 13 gedoen? Sal jy, of nee, sorry, ons lees hom eers saam. Nee, 13. Die kinders van God put uit hulle besef en sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartighede te eerbiedig, om hulle self te reinig en om hom wat hulle eerste so uitnemend lief gehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan ook geheel en al onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sou laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam, of dat hulle onverskillig sou word deur 'n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juis die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulle self toeëien, of ydelik en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te wandel. OK, Annika, lees vir ons jou samevatting. Goed, baie dankie. Hierdie is een van die beskuldigings wat die remonstrante vir die Dordtse synode gesê het. Hulle het gesê, as julle vir die mense leer, hulle is uitverkies deur God, dan gaan daai mense lui word. Is dit nie so nie? As jy weet, jy gaan anyway in die hemel kom, dan kan jy maar doen wat jy wil. Jy kan maar sondig, jy kan maar verkeerde dinge doen, jy kan maar 'n slegte lewe lei. Ek gaan tog gered word, want God het dit besluit. Ja? So dit was die beskuldiging van die remonstrante. Julle gereformeerdes, dit wat julle leer, het so 'n onverskillige lewenswyse tot gevolg. Die antwoord hierop gee paragraaf 13 dan.
dit is onmoontlik, geheel en al, dat mense onverskillig raak as gevolg van hulle uitverkiesing. Want die uitverkiesing veroorsaak juis dat ons kan glo, né? Sodat ons kan glo. So die Here los ons nie alleen nie, hy stap 'n pad met ons. Ja? Ek sê nie, daar kan momente in jou lewe wees wat jy so houding het nie, maar wees seker, die Here gaan jou teekom. Hy gaan jou vasvat by jou nekvel, hy gaan jou terugsleep in die goeie rigting, want die Here is genadig, né? So, ja. Iemand 'n vraag hieroor? Die uitverkiesing maak ons nie passief nie, ons het dit laas ook bespreek, né? Daar is altyd hierdie verhouding tussen wat die Here doen en wat hy ons oproep om te doen. En ek sê altyd, dit is 100%. So die uitverkiesing is 100% God se werk, maar terselfdertyd vra hy van jou 100% commitment. Ja? Jy kan nie redeneer, die Here het my uitverkies. Ek hoef nie te commit nie. Die Here roep jou uit om 100% te commit. Die apostel Paulus skryf, werk jou heil uit met vrees en bewing. Ja? Vrees en bewing, dit beteken ons moet bitter bang wees om 'n sondige lewe te lei. Want die Here kan straf. Hy kan, dink aan hoe hy Dawid gestraf het en ander mense in die Bybel. Hy kan hard straf. Né? So ons moet nie sy toorn onderskat nie. Goed, wie het paragraaf 14 gehad? Kom ons lees eers gou 14. Hierdie leer van die goddelike uitverkiesing is verder volgens die wyse besluit van God deur die profete, deur Christus self en deur die apostels in sowel die Ou as die Nuwe Testament verkondig. Daarna is dit in die Heilige Skrifte bekend gemaak en bewaar. Daarom moet dit vandag nog op die regte tyd en plek in die kerk van God, waarvoor dit in die besonder bestem is, uiteengesit word. Hierdie leer moet egter oordeelkundig, met gelowige eerbied en heilige ontzag, sonder 'n nuuskierige ondersoek na die weë van die Allerhoogste verkondig word. Dit alles moet gebeur tot eer van die heilige naam van God en tot 'n lewende troos vir sy volk. Saskia, lees gou jou samevatting. Die leer van die goddelike uitverkiesing is verder geloof, bekend gemaak en bewaar. Waarom moet dit vandag nog uiteengesit word of Daar sê hy, dankie. So ons moet daaroor preek. Ons moet dit vir julle leer op katekisasie. Dit is 'n belangrike onderwerp, ja? Maar staan hier, dit moet op die regte manier en die regte plek geleer word. So julle leer oor die uitverkiesing hier in die kerk. Hier waar ons eerbied het vir die Here. Ja? As iemand, 'n professor, die uitverkiesing gaan aanbied by die universiteit byvoorbeeld, en hy doen dit met 'n ongelowige houding, asof hy God wil kontroleer, dan is dit nie die regte plek om dit te doen nie. Nee? Dan is dit nie tot God se eer nie. Dan is dit ook nie tot troos nie. En daar is mense wat dit gedoen het, hulle het boeke geskryf oor die uitverkiesing. Hulle het probeer uitpluis wat God presies besig is om te doen. Maar ons kan nie God se verstand verstaan nie. So dit help nie om so oor die uitverkiesing dit te probeer uitpluis nie. Ons moet dit met 'n gelowige hart aanvaar, dit wat in die Bybel staan. Dan sal dit vir ons 'n troos wees. Dan sal dit ons nie ongelukkig of opstandig of onseker maak nie. Maar dit sal dan juis vir ons 'n troos wees as ons gewoon net bly by wat die Bybel daaroor leer. Goed, en sulke tye is daar in ons lewens, né? Ek is seker julle het dit al 'n keer by die huis gehad, dat jy vir jou ma vra,
Nou maar, hoekom moet ek dit doen? En dat jou ma sê, jy doen dit omdat ek so sê. En dan gee sy nie verdere rede nie, maar die feit dat sy so sê, is genoeg rede om te luister. Jy moet gehoorsaam wees aan jou ma. Nee? En dit doen die Here soms ook met ons. Ons vra vir die Here, hoekom het U my uitverkies, maar daai mense nie uitverkies nie? Wel, net tussen hakies, ons weet nie of hulle uitverkies is. Hulle kan dalk in die toekoms nog tot geloof kom. Maar ons kan vir die Here vra, hoekom het U sommiges nie uitverkies? En die Here sal sê, ek het in my genade besluit om baie uitverkies, maar ander in hulle sondes te laat. En ek sê dit omdat ek het sê. En dit is wat ons moet aanvaar. Ons gaan nie verder by die Here kom nie, né? Dit is sy besluit. En dit maak ons ook nederig, ja. Ons het niks rede om met hom te rede twis nie. Ons kan maar net bitter dankbaar wees dat hy ons uitverkies. Ja, hy het ons uitverkies in die eerste plek om in gelowige ouers gebore, sy gesinne gebore te word, om gedoop te word, om gelowig op te voed te word. Dis alles tekens dat die Here ons uitverkies het, né? En laat ons in daardie lyn voortgaan en nou ons taak waartoe die Here ons oproep ook dankbaar vervul. Right. Dit was paragraaf 14. Kom ons doen nog enetjie. 15, wie het 15 gehad? Kom ons lees hom eers. Verder toon die Heilige Skrif hier die ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie, of in die ewige uitverkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae in die gemeenskaplike ellende te laat bly. Daarin het hulle self deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want dit sou 'n godslasterlike gedagte wees. Inteendeel, dit sê juis dat God 'n gedigte, onberispelike en regverdige regter is, wat die sonde straf. Sjoe, dis 'n hele paragraaf. Lees maar jou samevatting. Dis maar reg, baie dankie. Kom ek gee nog een voorbeeld om hierdie paragraaf bietjie te verduidelik. Kom ons sê die Here bedoel dit nou goed, né? Nie oneerbiedig nie, maar kom ons sê die Here gaan en hy vat 'n bus en hy ry met die bus na die binnestad, Marabastad. En daar is 'n klomp straatkinders wat daar rondswerf. Hulle het amper nie klere aan nie, hulle is vuil, hulle steel en gaan te kere. En die Here ry met die bus daarheen en hy vra vir die kindertjies, kom ons sê daar's 100 kindertjies. Klim in die bus, ek sal vir julle 'n beter lewe gee. Wat gaan gebeur, dink julle? Wel, as ons nou die boodskap van paragraaf 15 volg, gaan dit gebeur. Al 100 kinders gaan sê, nee dankie. Ons geniet ons lewe hier op die straat. Ons wil nie dat iemand ons baas is nie. Ons kan gaan steel in die supermark as ons honger is.
Ons kan iemand se beursie uit sy sak uithaal. Ons geniet die lewe. Ons dink nie daar's 'n beter lewe nie. Nee? So dit is wat al daai kinders sal sê, as God hulle sou vra. Maar dis nie wat God doen nie. God ry met die bus en hy stop by daai kinders en hy gryp 'n klomp van daai kinders en hy sit hulle in die bus. En dan ry hy en hy vat hulle na 'n goeie plek. Hy gee vir hulle nuwe klere, hy gee vir hulle kos wat hulle nog nooit geproe het, so lekker is dit. Hy gee vir hulle, vat hulle skool toe, gee hulle opleiding, wat hulle ook al nodig het, gee hy alles vir hulle, né? En hy verbeter hulle lewe bo alles wat hulle kon verwag het. OK. So dis wat hier gebeur, né? Alle mense is in die sonde geval, in hulle ellende, maar hulle besef nie hulle ellende nie. En as God vir hulle sou vra, ek wil jou uitverkies, kom saam, sal ons almal gesê het, nee dankie. Maar in God se genade gryp hy sommiges, en hy vat hulle saam om hulle ewig te red, terwyl die ander self kies om verlore te gaan. OK, so dit is basies die boodskap van hierdie paragraaf. Goed. Ons gaan volgende keer verder. So die wat nou nog nie beurt gekry het om terugvoer te gee nie, hou net vas. Ons sal julle volgende keer 'n kans gee. Goed, ons het vir Ewen gevra om met gebed af te sluit. Henry, sal jy volgende keer? Baie dankie. Kom ons sluit die oë. Amen. Baie dankie.